Groete in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstuk die Nuwe Testament het lees met die doel om ons Christene te vernuwe en te versterk op 'n dagelijkse basis, maar ook met die doel om die Nuwe Testament te voltooi by 2025. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 4 en die opskrif lees: Petrus en Johannes lewer hulle getuienis voor die Joodse raad. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die hoofpriesters, die bevelvoerder van die tempelwag en sommige van die Sadduseërs op hulle afstorm. Hulle was baie ontstel omdat Petrus en Johannes op gesag van Jesus beweer het dat daar 'n opstanding uit die dood is. Die tempelwag het hulle gearresteer en omdat dit al laat was, hulle oornag in die tronk gesit. Tog het baie van die mense wat hulle boodskap gehoor het, gelowig geword. Gevolglik het die getal gelowiges aangegroei tot omtrent 5000 mans, met vroue en kinders nie bygereken nie. Die volgende môre het die leierpriesters, die leiers, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergadering gehou. Annas, die hoofpriesters, was daar, asook Caiaphas, Johannes, Alexander en ander familielede van die hoofpriester. Hulle het die 2 apostels voor hulle laat bring en hulle onder druk gesit met die vraag: deur watter krag en in watter naam het julle dit reg gekry? Toe het Petrus, vervul met die Heilige Gees, vir hulle gesê: leiers en familiehoofde van ons volk, word ons vandag verhoor oor 'n goeie daad aan 'n verlamde man, wil julle weet hoe hy gesond gemaak is. Ek wil dit duidelik stel aan die hele volk Israel dat hy gesond gemaak is in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle bouers geminag is. Hy het nou die hoekklip geword. Daar is geen redding by iemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde wat mense kan aanroep om gered te word nie. Die raadslede was verbaasd oor Petrus en Johannes se waagmoed sien, want hulle het besef dis gewone mense sonder enige besondere opleiding. Hulle het hulle ook herken as mense wat saam met Jesus was, maar omdat die man wat gesond gemaak is daar reg by hulle gestaan het die raadslede niks gehad om te sê nie. Daarom het hulle Petrus en Johannes uit die raadsaal gestuur en die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mans aanvang, het hulle gevra. Ons kan nie ontken dat hulle 'n wonderteken gedoen het nie, en al die inwoners van Jerusalem weet daarvan, maar miskien kan ons keer dat hulle voortgaan met hulle propaganda. Kom ons dreig hulle om nie weer met iemand in die naam van Jesus te praat nie. Hulle roep toe die apostels weer in en beveel hulle om glad nie verder iets in die naam van Jesus te verkondig of leer nie. Petrus en Johannes het egter in reaksie vir hulle gesê: dink julle God wil hê dat ons eerder aan julle gehoorsaam moet wees as aan hom? Ons kan nie anders as om te praat oor die wonderlike dinge wat ons gesien en gehoor het nie. Die raad het hulle nog verder gedreig. Uiteindelik het hulle egter laat gaan, want hulle het nie geweet hoe om hulle te straf sonder om 'n volkopstand te veroorsaak nie. Almal was inderdaad besig om God te prys vir die wonderteken. 'n Man wat al oor 40 jaar verlam was, is immers gesond gemaak. Toe hulle losgelaat is, het Petrus en Johannes dadelik die ander gelowiges opgesoek en vir hulle vertel wat die leierpriesters en die familiehoofde alles gesê het. Toe het al die gelowiges saam tot God gebid: Almagtige Here, skepper van die hemel en die aarde, die see en alles daarin. U het lang gelede u dienaar, ons voorvader Dawid, deur die Heilige Gees laat sê: waarom het die nasies te kere gegaan? Waarom het die volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het hulle slaggereed gemaak. Die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy Messias. Dit is wat hier in hierdie stad gebeur het. Herodes Antipas, Pontius Pilatus, die gouverneur, die ander volke en die volk Israel het saamgespan teen Jesus, u heilige dienaar, wat deur u toegerus is vir sy taak. Eintlik was alles wat hulle gedoen het volgens u beskikking en besluit. En nou, Here, hoor hoe dreig hulle ons. Gee dat ons u diensknegte u woord met waagmoed sal verkondig. Steek u hand uit en bewerk genesing en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Na hierdie gebed
het die gebou waar hulle bymekaar was geskit en hulle is almal met die Heilige Gees vervul en hulle het God se boodskap onverskrokke verkondig. Al die gelowiges was in hart en siel een. Niemand het opgetree asof sy besittings net sy eie was nie. Hulle het alles gedeel wat hulle gehad het. Die apostels het kragtige getuienis gegee oor die opstanding van die Here Jesus. En God het sy genade ryklik aan elkeen gegee. Nie een van hulle het 'n tekort gehad nie, want gelowiges wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die opbrengs daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. So was daar byvoorbeeld Josef, wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moed inpraat. Hy was uit die stam van Lewi en is op Cyprus gebore. Hy het sy grond verkoop en die geld vir die apostels gebring om vir die te gee wat tekort het. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.